Kom ons gaan na Matteus 16, vers 13 tot 18 toe. En dan lees ons net die storie daar saam. Terwyl jy blaai, ons hele konferensie het gegaan en tot met laasweek, eintlik tot en met laat in die week nog, was ons baniere hier op gewees wat gesê het, wie is Jesus? En het jy al ooit gestop en vir jouself net daai vraag gevra, wie is Jesus? Wat dink ek van hom? Wat glo ek van hom? Waar staan ek met hom? En ons het verlang gepraat oor wie is Jesus en ek het op 'n stadium gekom waar die Here met my gepraat het oor toedere en ons het so 2 weke daaroor gepraat en ek het gedink die wie is Jesus trein het tot by die stasie gekom en almal het afgeklim en dis nou die einde daarvan. En toe is dit nou nie so nie. Ons gaan vanoggend weer bietjie daaroor praat. Want ek glo die Here het nog iets wat hy daaroor wil sê, iets uit hierdie teksgedeelte vanoggend wat hy met elkeen van ons wil kommunikeer. So ek hoop teen nou al is julle daar in Matteus 16. Dit gaan op die bord ook wees as julle wil saam lees. Vers 13. Toe Jesus die gebied van Caesarea Philippi kom, het hy sy disippels gevra: "Wie sê die mense is die seun van die mens?" Hulle het geantwoord: "Sommige sê Johannes die Doper, ander Elia en ander weer Jeremia of een van die profete." Hy sê toe vir hulle: "Maar julle, wie sê julle is ek?" Simon Petrus het geantwoord: "U is die Christus, die seun van die lewende God." Jesus antwoord hom: "Gelukkig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou bekend gemaak nie, maar my Vader in die hemele. Ek sê vir jou, jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my kerk bou en die poorte van Hades sal dit nie oorweldig nie." Dis 'n baie bekende gedeelte hier in die heel eerste boek van die Nuwe Testament. Dis 'n interessante gesprek tussen Jesus en sy disippels en julle moet weet dat op hierdie stadium, op hierdie spesifieke teksgedeelte, is dit al min of meer 2 jaar wat hulle saam met hom loop. Dis nie asof hulle hom onlangs eers ontdek het nie. Dis nie asof hulle hom vir 'n kort tydjie geken het nie. Dis 2 jaar wat hulle saam met hom loop. 2 jaar wat hulle sien hoe hy wonderwerk na wonderwerk doen. 2 jaar wat hulle sien hoe hy siekes gesond maak, blindes laat sien, oë laat oopgaan. 2 jaar wat hulle gehad het om hulle geloof in hom te bou en om dit sterk te maak. En natuurlik 2 jaar waar die disippels tussen die skare mense beweeg wat Jesus gevolg het. As julle die woord gaan bestudeer, sal julle sien dat alhoewel hy 12 disippels gehad het, het hy ongeveer 70 mense gehad wat hom gereeld gevolg het. Wat as hy iewers te gepreek het, was hulle daar. En dan het hy in party dorpe gekom, ons het nog geskare en die disippels het 2 jaar ook tussen hierdie mense spandeer en hulle het mos nou natuurlik die stories gehoor van wat sê die mense. Want almal het 'n opinie, almal het 'n idee, 'n openbaring van wie Jesus dan nou eintlik is. En Jesus vra hulle hierdie volgende vraag, nie omdat hy vir komplimente vis nie. Ek dink Jesus weet wie hy is. Ek dink hy weet wie is sy Vader. Hy was nie onseker oor wie hy is nie, dis nie hoekom hy hulle vra nie. Hy het nie 'n swak selfbeeld gehad en gehoop hulle sê vir hom iets mooi nie. Hy vra vir hulle hierdie vraag met 'n baie spesifieke doel. Nie omdat hy 'n ego-probleem het nie, maar omdat hy wou gehad het die disippels moet onderskei oor wat leef in hulle harte. Hy wou hulle so ver kom om die vraag te vra en om daaroor te dink en om dit te antwoord. En ek wil vanoggend vir jou vra, het jy jouself al die vraag gevra? Het jy al ondersoek gedoen in jou eie hart oor wat glo jy rondom Jesus Christus? Het jy ondersoek gedoen in jou hart oor of is dit wat jy glo, is dit gebaseer op die woord van God? Of is dit net iets wat iemand gesê het eendag? Want al twee vrae wat Jesus vir hulle vra,
het 'n doel gehad. Vers 13 sien ons die eerste vraag. Hy vra vir hulle, wie sê die mense is die seun van die mens? Hy sê, uit al hierdie stories wat julle gehoor het, julle beweeg tussen die mense, julle is tussen die skare, julle bid ook vir die mense, wie sê hulle is ek? En dan kom hulle terug met 'n klomp antwoorde, want soos wat mense is, 'n storie bly nie net een storie reg deur almal nie. Iemand vertel vir iemand anderste, ons het hierdie man gesien, hy het wonderwerke gedoen. Daai persoon vertel dit vir die volgende persoon en hulle sê, hierdie man, ons het hom gekry en weet jy wat, hy het 10 wonderwerke gedoen. En dan vertel daai selfde persoon dit vir die volgende persoon, dan sê hulle, kan julle glo, hierdie man, hy het die fariseërs uitgehaal. Niemand weet wanneer hulle betrokke geraak in die storie nie. Maar dis hoe stories mos werk. Elke persoon wat hom oorvertel, sit 'n ietsie by. My spin op die storie. So Jesus vra vir hulle, julle beweeg tussen die mense, wie sê hulle is ek? En dan sê hulle, party sê u is Johannes die Doper. Party mense het geglo dat nadat die keiser hom doodgemaak het, gaan hy weer opstaan en Jesus is die reïnkarnasie. Het iets nou gebeur. Skielik dog ek my oot opgepak. Hulle het gedink hy is die reïnkarnasie van Johannes die Doper. Ander wonder of hy Elia gaan wees, wil julle gou lag. Wie sê die mens is ek? En hulle gee 'n klomp antwoorde. En jy sal nooit die volle prentjie tweedehands beleef nie, want die storie verander van mens tot mens. Byvoorbeeld, wie van julle was al by 'n rugbywedstryd? Ons almal was al min of meer daar. Wie het al 'n storie gehoor van 'n rugbywedstryd? Dis nie dieselfde nie. Die ou kan met hoeveel emosie, hoe ook al hy wil, kan hy probeer vertel hoe sleg die ref geblaas het en hoe hoog daai tackle was en hoe hard die skare geraas het en al hierdie dinge en hoe ver daai skop was en hoe reg dit was. As jy nie daar was nie, gaan dit nie vir jou dieselfde beteken nie. Selfs met 'n musiekkonsert. As jy al by 'n musiekkonsert was, dit help nie om vir iemand anders dit te vertel en hoop dat hulle gaan dieselfde beleef nie. Jy gaan nooit die volle waarheid kry tweedehands nie. Wie van julle het al uit 'n vliegtuig uitgespring met 'n valskerm? Is jy sulke mense? Daar's hande daar agter, hierso is nog hande. Ek kan vir jou beloof, die storie is nie dieselfde as om dit te doen nie. Oom Wiets kan vir ons hoeveel keer vertel hoe dit gevoel het. As jy nie self uitgespring het nie, gaan jy dit nie verstaan nie. En Jesus probeer hierdie ding by die disippels skep. Hy vra vir hulle hierdie vraag met 'n baie spesifieke doel, om vir hulle te laat besef dat daar 'n verskil tussen om dit tweedehands te hoor, dit wat die mense onder mekaar vertel, en om eerstehands by Jesus te wees en dit daar te kry. Ek wil julle vir 'n oomblik gou vat na die storie van Job toe. Job 42 vers 5 tot 6. Kry ons hierdie teksgedeelte en ek wil julle lees en dan gaan ons die agtergrond daarvan bespreek en dan gaan julle verstaan hoekom dit so mooi hier inpas en hoekom dit so belangrik is vir elkeen van ons. Vers 5 van Job 42 sê: Op hoorsê het ek van u verneem, maar nou het my oog u gesien, en daarom herroep ek dit en het ek berou in stof en as. Die engel sê, my ears had heard of you, but now my eyes have seen. Therefore I despise myself and repent in dust and ashes. Job is die regverdigste man na Jesus Christus in die woord van God. Hy was die regverdigste man wat in daai tyd geleef het. So wat op aarde is daar in Job se lewe wat hy despise? Wat is daar in Job se lewe wat hy nodig het om te herroep? Ek meen die hele storie van Job gaan oor sy geduld. Die hele storie van Job gaan oor die feit dat hy getrou gebly het. Die hele storie gaan oor hy het nie God se sy gelos nie. Hy het aanhou vertrou op God. So wat is daar in Job se lewe
wat hy moes herroep, waaroor hy spyt was van homself. Sien, vir ons om dit te verstaan, moet ons bietjie teruggaan in Job. Al die pad tot by Job 23, vers 2 tot 4. Julle ken die storie van Job, ons hoef hom nou nie heeltemal oor te vertel nie. Julle weet dat hy deur 'n swaar tyd gegaan. Dit was nie lekker nie. Alles verloor. Gesondheid verloor, familie verloor, kinders verloor, vriende verloor, die works. Wat kon verkeerd gaan, het verkeerd gegaan. En op 'n stadium, ek weet nie of die regte woord moedeloos is nie, maar op 'n stadium raak Job so bietjie angstig, so bietjie moedeloos, so bietjie moeg vir alles wat verkeerd gaan, en dan uiter hy die volgende woorde. Hoor wat sê hy in Job 23 vers 2 tot 4. Hy sê, ook vandag is my klag rebels. Sy hand is swaar ten spyte van my gesig. Ag, as ek maar geweet het waar ek hom kon vind. As ek maar tot sy vaste woonplek kon kom, sou ek my saak voor hom uiteensit, my mond sou ek vul met al my pleitredes. Job raak moedeloos en hy sê, as ek maar net tot by God kon kom, as ek maar net in sy woonplek kan inkom, en ek kon vir hom sê wat alles fout is, dan gaan hy my dalk hoor, want ek raak nou moeg vir al hierdie ellende. Hy sê sy hand is swaar, al is ek besig om te sug. Hy raak so bietjie moedeloos met alles wat nou verkeerd gaan. En dan ken julle die storie van Job verder. Ons sien dat God antwoord hom op hierdie versoek. Hy antwoord hom op hierdie, wat noem Job dit? Op hierdie rebelse klag wat hy maak teenoor God. En van hoofstuk 38 tot 42, 5 hoofstukke lank, antwoord God hom. En dit is amper die tipe antwoord in die lyn van, wie dink jy is jy? Waar was jy toe ek die son en die sterre geskep het? Waar was jy toe ek die aarde gevorm het? Waar was jy? Het jy dieselfde krag as ek? Het jy 'n idee wie ek is? God openbaar so bietjie van wie hy regtig is teenoor Job. Hy sê, ek het die son en die maan en die sterre geskep. Is daar genoeg krag binne in jou om 'n leeuwyfie aan te vat? Waar was jy gewees toe al hierdie goed gevorm het? Het jy 'n idee oor hoe groot ek is? Het jy 'n idee hoe ver strek my krag? En dan sien ons Job se oë gaan so bietjie oop. En hy besef wie God dan nou regtig is. Hy besef hy het nie te doen met een of ander speel God nie. Dit is nie 'n God wat uit 'n lucky packet uit Spur uitkom nie. Dit is nie 'n beeldjie nie. Hy besef die grootheid van wie God is. En dan skryf hy, dan sê hy die volgende in Job 42 vers 5 tot 6, en ons is nou weer daar. Hy sê, op hoor sê het ek van u verneem. Al wat ek van u gehad het, is wat ek gehoor het by ander mense. Al wat ek geweet het van u, is wat ek gehoor het by ander mense. Alles wat u bestaan het in my lewe, het gegaan oor wat ander mense gesê het. En wat ander mense gedink het, en ander mense se opinies. Maar nou het my oë u gesien. Nou vir die eerste keer het ek 'n eerstehandse belewenis met die werklike God. Nou het ek 'n eerstehandse belewenis. Ek as Job weet nou wie God is. En dan praat hy terug oor hierdie rebelse klag. En hy sê, Here, ek is jammer. Ek herroep alles terug wat ek gesê het. Here, ek het nie verdien om so te praat teenoor u nie. Ek het nie verdien om aanspraak te maak, om by u woonplek in te kom en my saak te maak en te verduidelik waar ek vandaan kom nie. Dit is nie my reg nie. Ek is nie groot of sterk genoeg om teen die almagtige God so 'n versoek te maak nie. Want hy het alles die hele tyd in beheer. En dan sien ons dat hy berou in stof en as. Job bekeer homself nie van verkeerde gedrag nie. Hy bekeer homself nie van sonde nie. Hy bekeer hom nie van iets wat hy verkeerd gedoen het in sy vlees nie.
Hy bekeer homself van 'n verkeerde persepsie oor wie God is. Hoeveel mense ken julle daar buite wat met hulle geloof speel? Wat met God speel? Want hulle weet nie wie hy is nie. Hulle het nooit gedink oor wat dit gevat het om die son en die maan en die hemel en die sterre te skep nie. Hulle het nooit gedink wat dit gevat het om die menslike liggaam te vorm tot waar hy nou is, waar elke selletjie en elke senuwee en elke spier en elke orgaan en elke been perfek in sy eie plek werk. Hulle weet nie. En omdat hulle nie weet nie, vorm hulle opinies oor wie God is. Omdat hulle nie 100% seker is nie, maak hulle opmerking soos, hy's Johannes die Doper. Omdat hulle nie weet wie God is nie, sê hulle, hy's dalk Jeremia of een van die profete. Omdat hulle nie weet nie, maak hulle opinies. En ek en jy gaan die grootste fout van ons lewens maak, wanneer ons begin luister na die opinies van mense oor wie Jesus is. Jesus vra vir sy disippels hierdie vraag, sodat hulle moet besef hoe verkeerd die mense is. Onthou, hulle het 'n eerstehandse belewenis van wie hy is. Hulle weet hy's nie Johannes die Doper nie, want Jesus het geleef en wonderwerke gedoen toe Johannes die Doper nog geleef het. Hulle weet hy's nie Jeremia nie, want hy het self hulle gesê, ek is die seun van die mens. God is my Vader. Hulle weet hy's nie een van die profete nie, want hulle het genoeg tyd saam met hom spandeer. So Jesus probeer hierdie idee by hulle vasmaak, dat hou op om vir mense te luister oor wie ek is. Want weet jy wat gebeur? Mense vorm 'n emosionele opinie oor wie Jesus Christus is. As jy my gevra het 4, 5, 6, 7 jaar terug, dan het ek 'n ander opinie gehad oor wie Jesus Christus is. Ek het hom nie self geken nie. Ek het en dalk 'n gedeelte van my getuienis, ek sal dalk eendag die volle getuienis met julle deel. Ek het begin kerk toe gaan want daar was 'n meisie wat ek van gehou het. So as jy vir my gevra het wie Jesus was toe, dan sou ek ook net vir jou 'n opinie gegee het, want ek sou nie regtig geweet het nie, want dit was nie hoekom ek gegaan het nie. En ons bou ons geloof op mense se opinies wat stikkend is en flawed is en nie gebou is op 'n standvaste fondasie nie. Daarom vra Jesus vir hulle die vraag: wie sê die mense is ek? En weet julle wat het in die storie van Job gebeur? As julle die boek bietjie gaan bestudeer en julle gaan lees verder, nadat Job hierdie besef het, nadat hy besef het wie God werklik is, toe vind die herstel plaas. Toe sê God, oké, gaan bid vir jou vriende. En toe hy vir sy vriende bid, toe kry hy alles terug. Nadat sy oë oop gegaan het. Sien, ek wil vanoggend, vanaand is ook op my gedagtes, wees vanaand hier, dit was 'n uitnodiging. Ek wil vanoggend vir jou sê, daar is nie 'n seën in 'n tweedehandse verhouding met God nie. Daar's nie vir jou 'n blessing om God te dien deur iemand anders te nie. Die seën is in 'n eerstehandse verhouding met God. Die oomblik toe Job 'n eerstehandse verhouding ontwikkel, toe kry hy alles terug. Jy gaan nooit werklik weet wie God is as jy net gaan van hoorsê van ander mense af nie. Sien, Jesus speel die hoorsê van die mense, speel hy af teenoor die werklikheid van wie hy is in die disipels se hart. Hy wil hê hulle moet aan al twee opsies dink. Hy wil hê hulle moet aan beide dink. Wie sê die mense? En dan direk nadat hulle hom antwoord, vra hy die volgende vraag, vers 15. Hy sê toe vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? Wie sê julle? Wat is julle opinie?
Wat het julle nou al gevorm in hierdie laaste 2 jaar wat jy is? En ek wil vir jou vanoggend sê, dat dit is die belangrikste vraag wat jy jouself kan vra. As jy vir 2 of 4 of 5 of 10 of 15 jaar al in die kerk is, en of jy 2 of 3 weke in die kerk is, die belangrikste vraag wat jy jouself aanhoudend moet vra, is wie sê jy is Jesus Christus? En as jou antwoord begin met, ek onthou die pastoor het gesê, stop net daar. Stop net daar. Wie sê jy? Wat het jy gelees oor hom? Wat het jy ervaar oor hom? Wat het jy beleef oor hom? Wat het jy in jou verhouding met hom ontdek oor wie hy is? Want sien, jy gaan iewerste in jou bestaan, gaan jy gekonfronteer word met die vraag. Of jy daarvan hou of nie, of jy nou geglo het of nie, jy gaan gekonfronteer word. Die probleem is net, as jy dalk net te laat gekonfronteer word, gaan jy dit dalk mis. En jou antwoord gaan bepaal waar jy die ewigheid spandeer. Want as jy nie Jesus sien as jou verlosser en saligmaker, as jy hom nie sien as die Christus, die seun van die lewende God nie, daar's nie 'n ander manier wat jy hom kan sien nie. En ons sien Petrus kry die antwoord. Hy antwoord dit reg. Vers 16, Simon Petrus het geantwoord, U is die Christus, die seun van die lewende God. As jy jou woord ken vanoggend hierso, sou jy weet dat hierdie is nie die eerste of die enigste keer wat hulle Jesus openlik erken as God of as die seun van God nie. Dis nie die eerste keer wat hulle dit sê nie. So, hoekom is Jesus se reaksie die keer anderste as al die ander kere? Die vorige keer het hy vir die mense wat hy gesond gemaak het gesê, moet vir niemand sê nie, bly net stil. Sst. Hoekom is sy reaksie teenoor Petrus anderste die keer? Hoor wat is sy reaksie? Vers 17 en 18 sê, Jesus antwoord hom, gelukkig is jy Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou bekend gemaak nie, maar my Vader in die hemele. Ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die poorte van Hades sal dit nie oorweldig nie. Hoekom is sy reaksie anderste die keer as al die ander kere? Johannes 1 vers 49. Ons het dit in woordskool hanteer. Nathanael sit onder die boom en hy's besig om die woord van God te oordink. En sy vriende kom by hom en sê, ons het hom gekry, ons het die Messias gekry, kom kyk net. En Nathanael twyfel in sy hart, hy sê, wat is daar wat goed uit Nasaret uit kan kom? Maar hy gaan toe nou maar. En toe hy Jesus ontmoet, toe openbaar Jesus aan hom bonatuurlike kennis wat net Nathanael kon geweet het. Hy sê vir hom, hier is 'n man in wie daar geen ongeregtigheid is nie. Ek het jou gesien toe jy onder die vyeboom gesit het en Nathanael se oë gaan oop. En hy sê werklik, U is die seun van God, U is die Messias, U is die een wat gekom het, die Christus om ons te stuur. Hoekom het Jesus nie toe so gereageer nie? Lukas 5 vers 8. Nadat Jesus Petrus geroep het en hy maak sy nette vol visse, noem Petrus hom Here. Hy noem hom Lord. Hoekom het Jesus nie toe so gereageer nie? Johannes 6 vers 69. Petrus noem Jesus die heilige een van God. Nadat Jesus die 5000 mense gevoer het en op die water geloop het. Hoekom het Jesus nie toe so gereageer nie? Hulle het dan sy godheid raak gesien. Hulle het dit erken. Sien, die verskil is dat Petrus antwoord nie nou uit 'n plek waar hy oorweldig is deur 'n wonderwerk nie. Wonderwerke is wonderwerke, dis amazing. Dit is lekker om dit te beleef, dit is lekker om dit te sien. Maar nie eers 'n wonderwerk moet die fondasie van my geloof wees nie. Want glo dit of nie, en as jy nou onlangs 'n wonderwerk deurgegaan het, moenie laat ek jou babbel bars nie.
Maar iewerste in jou lewe gaan dit ook ou nuus raak. Iewerste in jou lewe gaan jy ook maar net wag vir die volgende wonderwerk. Iewerste gaan die wonderwerk se effek en die feit dat dit jou oorweldig gaan opraak. Daar's soveel mense wat na 'n groot gebeurtenis of na 'n groot getuienis met harte vol dankbaarheid vir weke kerk toe kom. En dan begin hulle hier en daar skiep. En dan voordat jy weer kyk is dit maande, voordat jy weer kyk is dit jare. Want dis wat gebeur as jou geloof gebou is op 'n wonderwerk of 'n teken. Is dit maak maar so. Dan is dit op, dan is dit af, dan is dit bo, dan is dit onder, want ek leef van teken tot teken tot teken. En weet jy wat gebeur as die teken nie deurkom nie, dan ontwikkel ek 'n geloofskrisis, want nou weet ek nie wat om te doen nie. Die wonderwerk het nie plaasgevind nie. My geloofslewe val nou uit mekaar uit, want my fondasie het nou 'n kraak in. Petrus antwoord nie uit 'n plek waar hy oorweldig is uit 'n wonderwerk nie. Al hierdie ander voorbeelde, Nathanael, Jesus openbaar aan hom iets wat net hy sou geweet het, 'n wonderwerk. Jesus loop op die water en voer 5000 mense, dan reageer hulle uit 'n wonderwerk uit. Jesus maak Petrus se nette vol vis, al maak dit nie sin nie, hulle reageer uit 'n wonderwerk uit. Petrus reageer nie hier uit 'n wonderwerk uit nie, hy reageer hier uit verhouding uit. Uit kennis van wie Jesus Christus is. Uit die wete dat hy God is, die seun van die lewende God, die Messias. Petrus het die voorreg om so te kan reageer, want hy het genoeg tyd saam met Jesus spandeer. Hy was genoeg in sy teenwoordigheid. Hy het geweet wie hy is, en nie net wat hy kan doen nie. Hy het geweet wat hy beteken, en nie net wat hy vir my beteken nie. Dit is die verskil. Daarom kon hy openlik erken dat Jesus is die Christus, die seun van die lewende God. En dan sê Jesus, op hierdie waarheid sal ek my kerk bou. Die waarheid dat jy glo uit verhouding en nie uit werke nie. Dit is waarop die kerk gebou gaan word. Deur 'n verhouding met Jesus Christus, nie deur al die wonderwerke en die groot goed wat hy vir ons kan doen of beteken nie. Ek wil afsluit vers 18. Jesus sê vir Petrus, ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou. En die poorte van hy, die sal dit nie oorweldig nie. Het jy al ooit agtergekom dat daar iets vreemd is in hierdie vers? Dink julle dit was nodig vir Jesus om vir Petrus te herinner wie hy is? Het jy al gedink? Lees die Engels staan daar, and I tell you that you are Peter. Hoekom was dit nodig vir Jesus om vir Petrus te herinner wie hy is? Hy weet mos wie hy is. Sien, as ons bietjie moeite in die teks insit, en ons gaan terug na die oorspronklike Grieks toe, sou julle sien dat Jesus speel op 'n baie slim manier met sy woorde hier. Hier is nie 'n toets wat jy kan slaag of dryp of punte voor kry nie, maar net so vir interessantheid, weet julle wat beteken die woord Petrus in die Grieks? Daar's twee woorde wat hy gebruik, rots is een. Daar's twee woorde wat hy gebruik die woord Petros vir Petrus. En dit beteken klein klippie, of gedeelte van 'n klip, soos wat jy hier buite kry, waarop jy nou parkeer het. Petros, klein klippietjie. Hy sê, en dan is daar die woord Petra. As jy al die boek Obadja, dan moet nou nie skrik nie, daar is so 'n boek in jou Bybel. As jy hom al gelees het, sal jy van 'n plek lees met die naam van Petra. Petra was 'n stad binne in 'n berg gewees, groot klippe reg rondom hulle gewees. In elk geval, dis 'n preek vir 'n ander tyd. Petra beteken groot klip. Petros, klein klip. Petra, groot klip. Kyk, het julle dit? So wat Jesus hierso sê, hoor wat sê hy? Hy sê, jy
klein klippie. Op dit wat jy glo, wat die groot klip is, sal ek dit bou. Jesus kom en hy herinner vir Petrus, hy sê op jou eie, jy Petrus is 'n klein klippie, maar dit wat jy glo, dit is die groot klip. Die fout wat ek en jy maak, is ons dink dit hang van ons af. Weet jy hoeveel pastore brand uit in kerke, hoeveel mense in die bediening los dit om te gaan sakkies pak of om aan karre te werk, want dit raak net te veel. Weet julle hoekom gebeur dit? Want hulle sien hulle self as die Petra, die groot klip. Ek moet dit maak werk. Ek moet seker maak alles val in plek. Ek moet seker maak die kerk se deure is oop. Ek moet seker maak die mense kom. En in ons eie lewens doen ons dit ook. Ons kruisig onsself wanneer dinge nie uitwerk nie. Die Here is seker besig om my te straf, dis hoekom alles lyk soos wat dit lyk. Nee. Jy is nie die fondasie of die groot klip nie. Jy is nie die een wat die kerk se deure gaan oophou nie. En dalk preek ek nou met myself hier vanoggend. So wees maar net bywoners vir hierdie volgende tydjie. Jy is die klein klippie. En hy, Jesus Christus, die Messias, die Seun van die lewende God, dit is die groot klip waarop die kerk gebou gaan word. Kerk was nooit bedoel om op Petrus gebou te word nie. Kerk was bedoel om gebou te word op dit wat hy geglo het. So ek wil jou los met hierdie. Waarop is jy besig om te bou? Want wanneer ek bou op werke, en ek moet die regte ding doen, en ek moet die regte goed sê, en ek moet, jy is besig om te bou op 'n klein klippie. Nie gaan nou nie. Waarop is jy besig om te bou? Wie sê jy is Jesus Christus? Is hy die skoolhoof wat agter jou aan hardloop met 'n sambok? Want dan is jy besig om op 'n klein klippie te bou. Is hy die ATM wat jy net besoek wanneer jy iets nodig het? Dan is jy besig om op 'n klein klippie te bou. Is hy die God ver bo jou wat nie eintlik belangstel in wie jy is nie en jy kan maar doen net wat jy wil en jy op aarde en niks maak eintlik saak nie? Jy is besig om op 'n klein klippie te bou. Maar as jy hier vanoggend en jy besef, hy is die Messias, die Seun van die lewende God. En soos Job en soos Johannes, as ek hom sien, moet ek voor sy aangesig val, as ek besef met wie ek te doen het, die groot, almagtige, heilige, liefdevolle God. Dan is ek besig om op die rots te bou van wie Jesus Christus is. Amen. Kom ons sit net so en dan sluit ons die oë. Here, ons wil saam met Dawid vanoggend bid en sê, Here, kom deursoek ons harte. Kom deurgrond ons, liewe Heer, en kom wys vir ons die weg van smart. Kom wys vir ons wat is daar in ons lewens, Here, wat nie gebou is op die fondasie van Jesus Christus nie. Here, kom wys vir ons waar ons nog op klein klippies bou. Kom wys vir ons waar ons nog nutteloos te vergeefs bou, liewe Heer, want Here, ons wil ons lewens bou en rig op die rots. Jesus Christus, die Seun van die lewende God. Here, so baie dankie vir u woord. Here, dankie dat u woord die skewe en misvormde en gebreekte fondasies van ons lewens afbreek en vir ons herbou die goeie, sterk fondasies wat ons nodig het.
Here, my gebed is dat hierdie woord in elkeen van ons se harte sal leef, liewe Heer. Dat U aan ons sal openbaar dit wat ons nodig het om te verander. Here, dat U ons die krag sal gee om dit dan te doen. Here, kom help ons om soos Job, om U met ons eie oë te sien. Here, ons wil 'n eerstehandse verhouding met U hê, nie 'n tweedehandse hoorsê verhouding nie, Here. Dankie vir U liefde en genade. Amen en amen.